Ja, die Stellenbosch Internasionale Kamermusiekfees is eersdaags. As jy nou lekker gesit en luister het daar, dit is dan nou die onderhoud vir jou. Ons selfs môre met prof Nina Skuman. Ons praat met haar spesifiek oor die fees, juis omdat sy een van die stigterslede was. Oorspronklik, maar ons praat bietjie oor haar ook. Môre prof. Môre. Lekker om jou te hê vanmôre by ons. Sê bietjie daai stukkie daar wat daar gebeur. Kyk, mense moet mos nou verstaan waar jy vandaan kom. Dit is 'n heerlike stuk musiek. Vertel ons bietjie, jy is 'n wêreldberoemde pianis, kom ons wees nou maar eerlik. Jou pad by die universiteit wat jy stap en die feit dat jy nou 'n mentor is vir soveel studente en vir soveel mense. Loop die wêreld maar 'n draai om 'n mens tot op die regte plek te vat, dink jy? Ja, kyk, ek dink die wonderlike ding van musiek is in die eerste plek, ek sien dit altyd as 'n ongelooflike voorreg om te doen waarvoor ek verskriklik lief is. Ek is nie seker almal kan dit sê oor hulle alledaagse jobs nie. So ek dink wat so fantasties is aan die Kamermusiekfees, dit dien as 'n wonderlike voorbeeld vir ons studente in terme van hoe 'n loopbaan kan loop. En dit is terselfdertyd dis ook 'n tuiste. Jy weet, as jy 'n musiekstudent is, meeste van die tyd jy lewe in jou kop. En as jy Stellenbosch toe kom vir die internasionale Kamermusiekfees, is dit amper asof jy vind jou mense. En mens kry daai gevoel nie net van die deelnemers nie, ook van die fakulteitslede, jy weet die personeel, en dan tot 'n sekere mate ook ons gehore. Nou die Kamermusiekfees is hierdie jaar 20 jaar oud en soos Peer vroeër genoem het, jy dit ook gestig. Wat was die motivering agter hierdie om dit te begin? Man, op daai stadium in 2004, ek dink dit was my 5de jaar in Stellenbosch en ek het lank in Amerika gebly en buiten dit het ek my studies by IKES afgelê en vir my was duidelik dat ons mense na Stellenbosch toe moet trek. Kyk, daar is ongelooflik baie wat hulle noem outreach programme, musiekprogramme en ek het gevoel dit is nie iets wat ek mee kon bydra nie, want jy weet ek het dit gedoen, maar ek sal byvoorbeeld ingaan een les gee en dan is daar eintlik geen impak nie. En ek wou gehad het dat ons het hierdie wonderlike gebou en wonderlike fasiliteite, dat mense Stellenbosch toe moet trek. En dit is waar dit maar begin het. Met die eerste jaar het ek verwag ons gaan so 50 studente hê en ons het op die einde 100 gehad. En dit is nou so suksesvol. Ons het hierdie jaar, ek dink 330 deelnemers. Ons moes die inskrywingsdatum het ons op die ouend moes ons 'n maand voor die tyd afsny en ons het oor 100 studente gehad op 'n waglys. Genade, die musikante wat hierdie jaar deelneem, daar's internasionale gaste, 'n plaaslike professionele klassieke musikante. Wie is almal by die musiekfees die jaar? Kyk, ons het heel wat internasionale mense wat kom en hulle is almal, jy weet, hulle is beroemd in hulle veld. So ons het omtrent 30 van hulle wat kom. Dit sluit in natuurlik 'n handvol Suid-Afrikaners. Maar ek dink wat dit so uniek maak is, jy weet, die Amerikaners op 'n of ander manier, as hulle feeste doen, dan is dit meestal Amerikaners. In Europa, daar's ook 'n mengelmoes. So dit is vir my interessant dat hulle eintlik Afrika toe moet kom om vir die eerste keer saam te werk en hulle hou aan terugkom. Dis nou nie dat ons so fantasties betaal nie. Maar hulle kom terug vir wat hulle noem festival magic. Want hulle kan nie genoeg kry van die ongelooflike entoesiasme van ons studente en van ons gehore nie. Hierdie jaar sluit julle ook mode en kuns by die vieringe in vir die 20 jaar bestaanjaar. Vertel ons daaroor. Ja, weet jy, ek het eintlik, dit was omtrent 2 jaar gelede in 2023, daar is 'n designer company Air, ERRE, en ek is mal oor hulle klere en ek dra hulle konserte rokke en al vir 'n geruime tyd. So ek het hulle ingesluit en wonderlik vir ons, al die vrouens personeel,
dra dan hulle rokke. En hierdie jaar, ek wou nog altyd dans eintlik betrek het. So op die eerste aand wat ons ook tradisioneel noem, the Purple Carpet event, dit kom eintlik as gevolg van Archbishop Tutu, wat 10 jaar gelede gekom het en toe het ons eerste perstapuit gekry. So almal dress op, die gehoor, die studente almal, en hierdie keer het ek besluit om dit op die verhoog ook te sit. So die laaste stuk op die program, dis nou eerskomende Vrydag met die opening, is Ravel se Bolero, en dit dien as bekendstelling van ons fakulteit, en ja, mense gaan moet kom en kom sien, dit gaan fantasties wees. Prof Nina, waar gaan 'n mens die program in die hande kan kry? As kykers nou wonder, hoe loop die skedule en so, waar moet hulle gaan kyk? Die maklikste is om op ons webwerf te gaan, dit is SICMF.co.za. Dit staan vir Stellenbosch International Chamber Music Festival. Alle inligting is daarop. Met so baie belanghebbendes en mense wat belangstel, net hoe vroeër genoem, julle moet die, afsluitdatum vroeër skuif. Hoe werk die keuringsproses om te besluit wie deel gaan wees by die studente en internasionale gaste? Kijk, daar is natuurlijk in termen van die deelnemers, daar is 'n minimum standaard wat hulle moet wees. Terselfdertyd hulle is tussen die ouderdom van 12 en 28. Ja, so dit is eintlik die enigste ding. Terselfdertyd moet ons natuurlik probeer kry dat daar 'n balans is tussen instrumente. Uit daai 330 is byvoorbeeld omtrent 80 violiste. En oor dit kamermusiek is wat by nature is eintlik wat jy mense bymekaar sit in 'n groep van verskillende agtergronde, moet jy ook probeer om die instrumente korrek bymekaar te pas. Prof het vroeër verwys aan die feit dat julle die fasiliteite het by Stellenbosch en dat die mense dit op 'n volhoubare manier, jy wil dit meer op 'n volhoubare manier die feesdae gehou het. Wat se lekker plekke gaan julle gebruik? Wat is die lokale in die auditoriums wat julle gaan gebruik? Alles is gesetel in die departement musiek, die konservatorium, en dit is vir ons ongelooflik belangrik. Buite natuurlik die skaal van die fasiliteite, ons het die absolute wêreldklas Endler-saal, dan het ons die kleiner saal, die Vismer, die Jannas ook. Die rede hoekom ons nie eintlik uit wil beweeg uit die gebou nie, is juis hierdie gevoel van gemeenskap wat dit gee. So, dis een plek in Stellenbosch, jy kan jou hele dag daar spandeer. Ja, en dit is, soos wat ek sê, dit is absoluut die beste konsertsaal in Afrika, glo ek. Sure. Dit is my so lekker, jy weet dat Sweets al vir 20 jaar bestaan en veral klassieke musiek waar ons nie altyd die aandag gee wat dit te ver gaan verdien nie. So dit is wonderlik dat daar so 'n musiekfees is. As jy terugkyk na die laaste 20 jaar, is iemand nou nog nie by hierdie fees was nie. Wat is van die terugvoer? Hoekom moet mense gaan kyk? Weet jy, ek dink die maklikste maniere om dit op te som, en dit is dieselfde kommentaar wat ons van ons internasionale gaste ook kry, is dis die enigste plek in die wêreld wat ek al opgetree het wat die studente 'n Mexican wave doen aan die einde van jou stuk. En ek glo partykeer gaan hulle so mal aan dat jy dink jy's by 'n rockkonsert, en dit was elke jaar hou ek maar asem op en ek sit en wonder, jy weet, gaan dit blywend wees, daai gevoel, en elke jaar is dit presies dieselfde. Dis nou nogal snaaks om terug te kyk, maar in die eerste jare het ons nogal 'n paar briewe gekry van 'n paar ou mense wat gekla het en gesê het, maar die studente moet hulle self 'n bietjie beheer. Hulle is raserig. Hulle is raserig, maar ons hou van daai raserig. Prof, dit is vir my ongelooflik om te sien hoe trots jy is op studente. Mense kan dit sien in die manier hoe jy praat oor hulle en hoe begeesterd jy raak as jy hoor dit gesels. Vertel 'n bietjie vir my oor daai mentorskap element. Vertel vir my wat is ons in Suid-Afrika op 'n lekker plek as dit kom spesifiek by klassieke musiek? Is daar genoeg mentors? Is die kennis nog hier? Mense sê altyd, genade, jy moet oppas, dit raak weg. Is daar die passie van die mentorskap nog in Suid-Afrika? Weet jy, ongelooflik, en ek is so verskriklik positief. As jy net sit en kyk na ons getalle, ons het verlede jaar, ek dink ons was 60%
nie wit nie, anderskleurig. En dan 70% van ons studente was onder die ouderdom van 19. Nou, daai laaste syfer is absoluut enorm. En dit beteken, ek dink daar is 'n oplewing van klassieke musiek in Suid-Afrika en ook ek dink mense is genoop om meer entrepreneurial te wees. En ek dink dit maak hulle meer oop om te eksperimenteer. Absoluut. Prof, baie dankie vir die moeite en tyd is heerlik om jou te gesels. Dis wonderlik om die passie te sien en te beleef. Dit is natuurlik van die 4de tot die 13de Julie, né? Ja, dis die 4de tot die 13de, behalwe ek moet byvoeg, daar is een bonuskonsert op die 3de. Dit is deel van ons 20-jarige vieringe en dit is wat ons noem die Alumni Orkes wat al reeds besig is om te oefen in die Endersaal. En hulle bestaan, ek dink dit is 70 van hulle bestaan uit deelnemers van die vorige 20 jaar. Dis merkwaardig, dis merkwaardig. So dis die 3de tot die 3de tot die 13de. Baie dankie Prof dat jy 'n draai kom maak het by ons gesels het. En alle sterkte vir die fees. Groot plesier en baie dankie. Nou ja, kom net daar uit. Doen dit nou maar net. Die Stellenbosch Internasionale Kamermusiekfees van die 3de tot die 13de Julie. Dit is wêreldklas fasiliteite en wêreldklas musiek. Nou ja, as ons terugkom na die advertensiebreek, dan gesels ons verder.